Hartlik goeiemôre en dis baie lekker om jou dan te groet in die mooiste naam aan ons bekend, die naam van ons Here Jesus Christus, en welkom ook by vanoggend se uitsending. Ek gaan vir jou vra om saam met my stil te raak en dan gaan ons begin met ons fotum vanoggend as ons die lewende Here en God aanroep. Here ons Here, net soos u kinders deur eeue heen, sê ons ook vanoggend, ons slaan ons oë spreekwoordelik op na die berge, en waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp, weet ons, kom van die Skepper God, wat hemel en aarde geskaap het. Van die Here en God wat vol liefde en ontferming en genade is, wat sy eie seun gestuur het. Here Jesus, ons hulp kom van u, wat met genade en met liefde u self geoffer het, vir elkeen van ons. En ons hulp kom van hom wat gestuur is. God die Heilige Gees as ons trooster, ons versterker. En aan hierdie driemaal heilige God, ons dank, ons lof, ons aanbidding en al die eer. Amen. Liewe vriende en ons Here Jesus, dit is lekker om jou dan ook vanoggend te groet, wanneer ek vir jou groet, in die naam van hierdie kosbare, wonderlike, asemberowende, driemaal heilige God. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus, en die genade van ons hemelse Vader, en die Heilige Gees se teenwoordigheid, jou ook nou omarm en vashou, as ons God se woord oopslaan. En mag dit jou eie word, ook in hierdie oggend. Liewe vriende, ek gaan vir jou nooi om vanoggend saam met my die woord van die Here oop te maak, en ons gaan dit doen by Matteus hoofstuk 5, en soos wat julle weet, kom hierdie gedeelte in Matteus 5 uit die bergpredikasie, en ons gaan met mekaar saam lees vanaf vers 38 tot en met vers 42, en die kosbaarheid van hierdie teks is dat wanneer ons hierdie teks lees, is dit eintlik 'n gedeelte uit een van ons Here Jesus se preke by die bergpredikasie. En dit is wonderlik om te weet dat die mense het met hom na hom gestroom en na hom geluister, want hy het gepraat soos niemand anders nie. Hy het met autoriteit en gesag gepraat. Hoekom? Want hy is God self gewees. En die tema vir volgende se woordverkondiging vanuit hierdie teks is dan juis iets, dink ek, wat ons almal so bietjie net weer moet nader trek en hoor. Naamlik, moenie toelaat dat iemand met hulle vuil voete oor jou siel kom loop nie. Ons sou dit ook anders kon verwoord. Ons sou ook vir mekaar kon sê, ek as gelowige en jy as kind van die Here is niemand se vloerlap nie, ook nie die boses nie. Daarom, ek nooi jou, lees saam met my. Matteus hoofstuk 5 vanaf die 38ste vers tot en met die 42ste. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Tot sover. Liewe vriende, die agtergrond dan van die bergpredikasie is wanneer Jesus hier aan die woord is, dan is dit baie kosbaar om te sien dat hy baie gereeld verwys na maar julle het gehoor, oftewel daar is gesê. Nou hierdie teks waarmee ons vanoggend besig is, begin ook so, né? Vers 38 begin met julle het gehoor, dat daar gesê is. Maar as mens so 'n bietjie vinnig terugkyk, dan sien jy mense somme, as jy daar na hoofstuk 5 vers 21 kyk, dan staan daar, julle het gehoor. As mens kyk na vers 27 van hoofstuk 5, julle het gehoor dat daar gesê word. Wanneer mens kyk na vers 32, daar is gesê. Met ander woorde, waarna verwys hierdie gedeelte wat Jesus hierna verwys in vers 38? Jesus is hier besig om eintlik te sê,
Hy verwys na die Ou-testamentiese wet en daarmee saam die rabbynse interpretasie van die wet. Dit wil sê die Joodse rabbies, die Joodse wetsgeleerdes, wat die wet interpreteer en dan vir die volk uitlê. En Jesus verwys na hierdie uitleg van die priesters en van die wetsgeleerdes oor hoe hulle die wet interpreteer. En dan kom Jesus telkens. En ons sal dit ook sien, hoofstuk 4, hoofstuk 5. Hoofstuk 5 byvoorbeeld sê hy, julle het gehoor, vers 22, maar ek sê vir julle. Vers 27, julle het gehoor, vers 28, maar ek sê vir julle. Vers 31, daar is gesê, vers 32, maar ek sê vir julle. Vers 34, maar ek sê vir julle. En dan nou ook hier in hierdie teks, julle het gehoor dat daar gesê is, vers 39, maar ek sê vir julle. Met ander woorde, wat Jesus hier doen is, hy herinterpreteer die Ou-testamentiese wet vir die volk. En waarop hy hier wil klem lê, is so kosbaar en so spesiaal, veral dan in hierdie gedeelte. Telkens wanneer hy 'n onderwerp aanraak, dan herinterpreteer hy. Maar in hierdie gedeelte waar wij ons volgend gaan stilstaan, klink die herinterpretasie as volg. Nou, wanneer ons vers 38 lees, dan staan daar, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle. Nou, waar kom hierdie gedeelte vandaan wat Jesus hier aanhaal? Dit kom natuurlik uit die Here se Ou-testamentiese wet uit, en ek gaan julle vinnig nooi om saam met my soontoe te blaai. Sommige daar in Eksodus 21 vers 24 staan daar. Ag, julle kan so van vers 23 af en 24 saam met my lees. As hy blywend beseer is die straf 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, 'n wond vir 'n wond en 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Nou, Jesus haal hier direk aan uit die Ou Testament. En hy sê, ja, die wetsgeleerdes, die rabbies, interpreteer hierdie teks as 'n oog vir 'n oog, en daarom, as iemand jou oog sou beskadig, of jou oog sou uitsteek, dan is jy geregtig om sy oog uit te steek of te beskadig. En dan lees 'n mens hierdie wet, soos ons dit nou net gelees het, en dan klink dit dan baie hard. Sjoe, is dit hoe 'n God van liefde dan nou die wet gegee het? Maar as 'n mens dit mooi ontleed, dan kom 'n mens agter, dit was nooit God se intensie, dat dit so letterlik geïnterpreteer word nie. Wat God daarmee wou hê, en wat hy daarmee bedoel het, is iets heeltemal anders, as wat die rabbies van die dag toe geïnterpreteer het. God het 'n tweeledige doel met hierdie wet gehad, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Wat God daarmee bedoel het was, ten eerste, dink mooi voordat jy iemand anders leed aandoen. Hy wou dus hê, dat voordat jy sommer net oorgee aan jou emosies, en toelaat dat jou emosies van jou die beter kry, en iemand 'n blou oog gee, of sy tand uitslaan, dink mooi, want dit is nie waarlik wat God wil hê nie. En sou jy dit doen, wil die Here eintlik vir jou sê, verstaan jy, dat dit dan ook met jou gedoen kan word. Met ander woorde, die eerste punt is net, die Here wil eintlik sê, dink voor jy doen. Dink voor jy iemand te nakom. Dink voor jy 'n naaste, 'n broer, 'n suster seermaak. En nie net fisies nie, nê. Nou, die tweede ding wat die Here hier met hierdie wet bedoel het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, is eintlik om die volk bewus te maak daarvan, dat hulle nie, hoe sal ons dit nou sê in mooi Engels, in overdrive gaan nie, nee, in 'n overkill modus hulle self bevind nie. In Afrikaans om nie oorboord te gaan nie. Met ander woorde, die Here wou keer, hy wou grense daar stel. Want onthou, daai tyd was daar nie polisie nie, daar was nie tronke nie.
En daarom gee die Here hierdie wet, soos hy daar klink, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Want hy wil daardeur sê, moenie overkill nie. Met ander woorde, as iemand jou 'n blou oog gee en jou tand uitslaan, moenie sy tand uitslaan, hom 'n blou oog gee, 'n mes vat, hom deur die hart steek en sy gesin uitwis nie. Nee, dit pas nie, sê die Here. Met ander woorde, wat eintlik hier staan, is die Here wil hierdie wet gebruik om jou attent te maak daarop dat jy nie jouself moet oorgee aan die kwaadwillige bybedoelings wat die bose vir jou daar stel om in verstrik te raak nie. Met ander woorde, sou iemand jou 'n blou oog gee, dink mooi, dis dalk nie nodig om hom ook 'n blou oog te gee. En dan natuurlik is daar die pragtigste teks wat die volk partykeer net doodeenvoudig geïgnoreer het. En dit is natuurlik 'n teks wat daaroor handel dat die wet is eintlik daar vir die liefde. Wat die teks eintlik wil sê is, haat verdryf nie haat nie. Liefde verdryf haat. En dis wat die Ou Testamentiese wet hier eintlik gesê het. Maar die volk en die rabbies het dit anders geïnterpreteer. Hulle het gesê, as iemand vir jou slaan, dan slaat jy hom terug, klaar uit en verby. Letterlik, dis die wet, jy moet dit doen. En nou kom Jesus en hy sê, nee. Julle het gehoor, dis wat gesê word, en dis wat daar staan, vers 39, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Nou wat beteken hierdie woorde van, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie? Dit beteken eintlik, breek die siklus van, as hy jou slaan, moenie terugslaan nie. Haat verdryf nie haat nie. Want wat hier gebeur met die interpretasie van die volk is, jy slaan my, ek slaan jou. Jy raak kwaad, jy slaan my harder terug. Wat doen ek? Ek slaat jou harder terug. En op die einde van die dag maak ons mekaar net seerder en dit eindig in haat. En die Here Jesus sê, dit was nooit die bedoeling nie. Daarom sê hy, maar ek sê vir jou, weerstaan die kwaadwillige mens. Nou, hierdie weerstaan die kwaadwillige mens, beteken natuurlik nie, ek en jy is nou 'n vloerlap nie. Dit beteken nie, iemand kan met sy ou vuil voete oor jou siel en gees en menswees kom trap en loop en jou vertrap nie. Allermins, nee. En as ons nou verder lees, gaan die teks dit vir ons baie duidelik, hopelik, deur die werking van die Heilige Gees oopsluit. Geliefdes, wat die Here hierso wil sê, is, dat ek en jy nie soos byvoorbeeld die mense moet redeneer wat sê, 'n gelowige onttrek homself, haarself in totaliteit van selfverdediging en ons laat toe dat ons geboelie word en dis nou maar so, dis wat die Here van ons verwag nie, allermins. Nou kom die Here en hy skets hier 'n prentjie wat ons dikwels partykeer dink ek mislees. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Met ander woorde, moenie haat met haat vergeld nie. Maar kyk hoe doen hy dit. Hy sê, as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Nou, liewe broer en suster, dink nou 'n bietjie mooi, liewe kinders. Meeste mense is regs. En die persoon wat teenoor my staan, as ek hom op die regterwang slaan, soos wat die teks sê, en hy sy linkerwang moet draai, is die implikasie daarvan die volgende. Hoe slaan ek iemand met my regterhand op die regterwang? Kan ek jou wys? So. Met die agterkant van jou hand. Dis die enigste manier hoe jy dit kan doen. Met ander woorde, wat sê die teks? Die teks sê, iemand wat jou somme met minagting uit die pad uitslaan en vee, wat jou menswaardigheid ontken, wat maak asof jy eintlik nie bestaan nie, wat jou hanteer asof jy gemors is, wat jy soms so met 'n backhand uit die pad uit wil vee. Staan op teen daai persoon. Kyk hom in die oë en draai jou ander wang. Wat is die implikasie? Dan dwing jy hom om jou in die oë te kyk. Dan dwing jy hom
om jou soos 'n man te slaan. Anders gesê, jy forceer hom om jou nie met minagting te beheer nie. Jy forceer hom, jy dwing hom deur jou wang dan te draai, om jou te sien as 'n mens. Om jou menswaardigheid as medemens te erken. Jy dwing hom om ook dan op daai moment half in skok stil te staan. Want dit verwag hy nie. Want wanneer jy jou met minagting sommer net so uit die pad het met 'n backhand deur die gesig slaan, en jy hom in die oë kyk, en jou ander wang draai, forceer jy hom, forceer jy haar, om hulle hart, hulle gesindheid, hulle daad, met eens te ondersoek. En met eens raak hy of sy daarvan bewus, dat hulle instrumente in die hand van die bose is. Jy dwing hulle om te dink oor wat hulle sopas gedoen het. Geliefdes, die Here sê hier, hoe staan jy die kwaadwillige mens teë, die bose mens teë? Jy wys hom op sy boosheid. Nie deur hom terug te slaan nie, maar op die einde van die dag, om iets te doen wat hom of haar diep tot insig bring. En daarom gaan die Here Jesus verder, wanneer hy sê, as iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom dan ook jou boklere. Wat beteken dit? Ou Testamenties het dit so gewerk, dat as jy iemand naak sou sien, dan was dit vir jou wat die persoon naak gesien het 'n groter skande as vir die persoon wat naak is, want dit is jou werk om daai persoon eintlik te bedek. En dit was die Ou Testamentiese interpretasie van naaktheid. Jy wat die naaktheid sien, moet dit bedek en nie veroorsaak nie. Met ander woorde, as jy iemand se hof toe sleep om sy onderkleed te eis. Met ander woorde, die mens het al klaar niks nie, so nou vat jy die bietjie wat hy het, naamlik sy klere. Dan dwing jy die mens om te sien wat doen hy. Deur ook jou bokkleed uit te trek en kaal voor hom of haar te staan, en dan bring jy hom of haar in die skaamte. En met eens raak hulle bewus van die onreg wat hulle jou aandoen. Met ander woorde, jy dwing die persoon om haar hart, sy hart te ondersoek en jou menswaardigheid te erken. En dan gaan die Here Jesus aan. En hy sê, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom dan ook 2 kilometer ver. Nou, ons weet dat in die Romeinse tyd het dit so gewerk, dat die Joodse volk onder die las en die juk van die Romeine was, en daar was 'n wet wat gesê het, as 'n Romeinse soldaat by jou verbystap, en hy voel sy soldatenmondering is te swaar, met sy swaard en sy skild en sy helm en alles is net te swaar, dan kon hy dit net so vir jou as burger gegee het, en hy kon jou dwing en sê, dra vir my. Maar natuurlik was die soldate dan as prins, en dan het hulle die mense te ver laat dra. En het eintlik die burgers misbruik. En hulle het natuurlik bittermin die Romeinse burgers gevra om dit te doen. Hulle het altyd hierdie ondermynende volke eintlik geteiken, soos die Jode. En nou kom die Here Jesus en hy sê, as so iets met jou gebeur, en hy sê, dra my goed, dra dit vir hom. Maar, daar was ook 'n wet, wat die Romeine self ingestel het, wat gesê het, 'n soldaat mag jou nie dwing om verder as 1000 tree sy toerusting en sy mondering te dra nie. En nou kom die Here Jesus en sê, maar as hy jou dwing om dit te dra vir 1000 tree, vir 1 kilometer, dra dit 2. Hoekom? Want dan kom die soldaat in die moeilikheid. Want hy mag dit nie van jou vereis nie. Met ander woorde, as jy by die 1000 tree kom en jy loop net aan, dan gaan hy jou wil stop en jou wil keer, dan dwing jy hom om te erken en te sien, dat hy eintlik sy mag misbruik. Dat hy jou eintlik
te nakom, dat hy eintlik op jou neerkyk, dat hy eintlik hooghartig is en jou menswaardigheid ontken. Wat 'n wonderlike insig kry ons nie hier by die Here self, wanneer hy vir ons as sy kerk, as mense wat hom volg, leer hoe om kwaadwilligheid te staan nie. En nou lees ons die teks verder, en die teks sê, gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Nou wat doen Jesus hier? Nou vra hy ook vir my en vir jou, dat ons ook na binne sal kyk, en dat ons gesindheid van so aard sal wees, dat as jy jou wang draai, as jy dan op die einde van die dag jou boelekleed ook uittrek, as jy die ekstra kilometer sou stap, dat jy dit nie moetswillig doen om die ander persoon as prins te na te kom nie, maar dat jy dit doen in liefde om die ander persoon op 'n plek te kry, waar hy of sy sal erken en besef, waarmee hulle eintlik besig is, met magsmisbruik, deurdat die bose hulle misbruik. En nou kom die Here Jesus met hierdie laaste versie, en hy sê, en daarom ondersoek ook jou eie hart, as iemand iets van jou vra, dink daaroor, en gee. Natuurlik gee nie alles nie. Moenie enigiets gee wat hy vra nie. Natuurlik nie, dis nie wat die teks sê nie. Die Here wil net sê, met eens moet jy ook ander mense se menswaardigheid erken. As iemand dit swaar kry en van jou iets wil leen, as iemand swaar kry en van jou iets vra, moenie net spreekwoordelik hulle minag en minderwaardig ag nie. Ondersoek ek jou hart aan. En doen ook aan ander dan, soos jy aan jouself gedoen wil hê. Wat 'n wonderlike teks is dit nie. Geliefdes, jy's geen vloerlap nie. In God se oë is jy duur gekoop deur die bloed van sy seun. En jy is menswaardig en God ag jou as sy kind. Jy's niemand se vloerlap nie. Ook nie die bose se nie. Kom ons bid saam. Here, ons Here, gee ons asseblief die wysheid. Here, om met insig en onderskeidings te vermoë, Here, so op te tree, dat dit tot eer en verheerliking van u koninkryk sal wees. Behoed en bewaar ons teen die planne van kwaadwillige mense en teen die intensies van die bose. Ons bid dit in afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here, die liefde, die vrede, die genade van ons Here Jesus Christus is by jou. Amen. Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Kom
sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam.